Ek dink nie ek hoef vanoggend vir enige een van u te sê, afskeid is nooit maklik. Of dit nou is as gevolg van die dood van 'n geliefde, of dit nou is van iemand wat wegtrek, om watter rede ook al, waar daar menslike verhoudings bestaan, is afskeid nooit maklik nie. Vanoggend neem ek en Anet afskeid van u as gemeente en oor die afgelope 11 jaar het daar verhoudings ontwikkel en is verhoudings gebou en het verhoudings gegroei, in baie gevalle baie diep verhoudings. In baie gevalle het nuwe mense tot ons gemeente toegevoeg en in 'n baie kort tydjie is daar 'n baie goeie verhouding met so 'n persoon gekweek. En hoewel afskeid vir ons as mense swaar is, leer ons Here Jesus ons dat afskeid, dat groet, dat totsiens sê, nie die rede is om agtertoe te kyk. Hy het reeds vir sy volgelinge geleer om hom te volg. Selfopoffering word gevra van elkeen van ons wat sê of beweer dat ons 'n gelowige is. En in hierdie geleesde gedeelte kom daar 3 persone aan wie ons hierdie eis kan toets. Vir die eerste leer Jesus dat om hom te volg ontberinge sal kos. Met ander woorde, ter wille van die kinders, om Jesus Christus te volg, maak dinge soms vir ons as mens moeilik. Die tweede persoon leer hy dat diens aan Christus en jou medemens belangriker is as om die dooies te begrawe. Vir die derde persoon leer Jesus dat selfs moeilike afskeid, wanneer die afskeid seer maak en wonde laat, nie in die pad van disippelskap moet staan nie. Totsiens sê is nodig, maar dis ook belangrik. Maar laat ons oë op Jesus Christus gefestig hou. Ons kyk vorentoe na die pad wat Jesus aandui en ons moet hom met toewyding volg op daardie pad. 'n Mens kan nie anders as om vanoggend terug te kyk oor die afgelope 10 jaar en 11 maande is. Terwille van gemaklikheid van praat, gaan ek sê die afgelope 11 jaar nie. As 'n mens terugkyk, het 11 jaar eintlik soos 'n oomblik verbygevlieg. As ons met begin praat, klein Jaco was nog nie eers gebore toe ons hier gekom het nie. Hierdie jaar is hy 11 jaar. 'n Mens besef nie hoe tyd loop en hoe tyd aangaan wanneer jy besig is met dit wat jy veronderstel is om te doen nie. Maar as ons terugkyk na hierdie 11 jaar, dan sien 'n mens ook verhoudings raak wat gebou is. Verhoudinge wat gegroei het en daardie verhouding is gebou rondom betrokkenheid en meelewing en omgee vir mekaar. So kan ons vanoggend kyk na verskeie huweliksbevestigings wat hier plaasgevind het. Ons kan kyk na verskeie dope wat in ons gemeente plaasgevind het. Ons kan kyk na verskeie begrafnisse waarvan seker meer as die helfte die afgelope 3 jaar plaasgevind het. Verskeie nagmaalsvieringe en etlike spesiale geleenthede wat ons gevier het. Siekebesoek, huisbesoek, SMS'e, WhatsApp boodskappe, kaartjies, geselsies sommer vinnig hier en daar in die dorp of hier op die kerkterrein. Alles maniere hoe ons oor die afgelope 11 jaar verhoudings met mekaar gebou het. En ja, soos in enige lewe, het ons goeie tye belewe, maar daar was ook slegte tye, tye van vreugde en blydskap en tye van gelag. Maar dan was daar ook tye van onpylbare, diepsnydende hartseer en dalk rou. Daar was tye van eensstemmigheid en daar was tye van meningsverskille. Alles heenwysers, geliefdes, van die verhoudings wat daar gebou is. En dit verklaar hoekom ons hartseer is, hoekom afskeid vir ons so swaar is. Want hoe dieper hierdie verhoudings is, hoe moeiliker is dit om afskeid te neem. Maar ons moet nie vanoggend agtertoe kyk nie. Ons moet vorentoe kyk. Tog wil ons Here Jesus nie dat ons in die swaar kry van die afskeid moet bly vaskyk nie.
Sy woorde in ons teksverse staan so duidelik, en ek vertaal dit nou sommer vrylik uit my gedagte uit. Iemand wat sy hand in die ploeg slaan, kan mos nie aanhou omkyk nie. So 'n persoon is nie geskik vir die koninkryk van God nie. En daarom moet ek self en Anet, maar ook elkeen van u moet vorentoe kyk vandag, want die Here het vir ons 'n doel en 'n roeping en hy's met ons op pad. In die 11 jaar wat ons hier in Kroonstad was, het ons geseënde tye belewe. Ons het gegroei in ons verhoudings met God, maar ook met mekaar, en dit sal altyd vir my persoonlik kosbaar bly, dit wat ek by elkeen van u kon leer uit u eie lewe, daar waar ek dalk by u huisbesoek gedoen het, daar waar ons ook al baie gekruis het met mekaar gesels het. Maar nou moet ons besef, die volgende jare lê voor. En terwyl ek op 'n ander plek my diens gaan voortsit, bly die Here hier en moet julle oë op hom gerig hou. En jy kan net na hom kyk as jy vorentoe kyk, eerder as om te bly vaskyk in die verlede, in die swaar kry van die afskeid, of om aan te hou kyk en te vergelyk met dit wat was. In Lukas 9 het Jesus reeds sy volgelinge geleer wat dit beteken om hom te volg. Eerstens het hy vir hulle gesê, jy moet jouself verloon. Jy moet jouself op die agtergrond skuif en hom eerste stel. Jy moet hom bo alles stel. Jy moet bereid wees om jou kruis op te neem en om te dra. Daardie kruis van lyding en vernedering, omdat jy Jesus se naam bely en aan hom getrou bly. En nou kom hierdie 3 persone na Jesus toe om hulle self aan hierdie eis te toets. En volgens Lukas gebeur dit toe Jesus reeds op weg was daar na Jerusalem toe, al nader aan die kruis van Golgotha. Dit wys hoe duur dit is om Jesus Christus te volg. Net Lukas vertel van die 3de persoon en ons staan eers by hom stil vanoggend en hy sê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Die man maak aanspraak op die uitstel wat Elia vir Elisa verleen het, daar in 1 Konings hoofstuk 19. Maar daar is geen halfmate wanneer dit by die navolging van Jesus Christus kom nie. Die Bybel sê so duidelik, of ons is warm of ons is koud. Ons kan nie lou wees. Jou verbintenis tot hom moet alle ander dinge te bowe gaan. Selfs jou intieme menslike verhoudings moet in die tweede plek geplaas word, want Jesus Christus moet eerste wees. Om te groet is 'n uitdrukking van sulke verhoudings, maar Jesus sê sy volgelinge kan en mag nie by daardie groet stil staan nie. Hoe swaar dit ook al mag wees, moenie aanhou terugkyk nie. Die man wat ploeg en aanhou terugkyk, kan nie reguit vorentoe gaan nie. Hy moet homself verbind tot sy taak en vorentoe kyk. Dan sal sy ploegwerk suksesvol wees. En dis wat die Here vanoggend vir my vra, maar dis ook wat die Here vir elkeen van u vanoggend vra. Kom ons kyk vorentoe. Kom ons sorg dat hierdie ploegwerk wat u en ek in die koninkryk van God doen, reguit sal wees, dat dit sal wees tot eer van sy naam. Die keuse om Jesus na te volg is 'n finale en onherroepelike keuse. Die laaste 11 jaar het ons as gemeente hierdie keuse gemaak en vandag bevestig ons dit voor die Here. As ons dit nie kan of wil doen nie, is ons nie geskik vir die koninkryk van God nie. Daarom moet ons die hartseer so bietjie op sy skuif en opnuut weer kyk na hoe ek en jy Jesus Christus moet volg. En dan kom die vraag onomwonde op, maar hoe volg ons vir Jesus? Jesus se woorde aan die eerste 2 persone getuig ook oor hoe ons hom moet navolg. 'n Man kom na Jesus toe, volgens Matteus was dit 'n skrifgeleerde, met ander woorde, een van die slimmer mense van die tyd, en hy verklaar baie entoesiasties dat hy Jesus sal volg waar hy ook aan gaan. Maar Jesus laat hom 2 keer dink. Net voor hierdie gesprek het 'n Samaritaanse dorp geweier om vir Jesus met gasvryheid te ontvang. En net soos die mense van Nasaret hom vroeg in sy bediening verwerp het, die Jode hom in Israel sou verwerp. Nou sê Jesus vir hierdie skrifgeleerde dat dit met die seun van die mens moeiliker gaan as met die diere van die veld of die voëls van die lug. Hulle het neste,
Maar Jesus Christus het nie 'n slaapplek nie. Jy sal onthou, by die geboorte van ons Here Jesus Christus, was daar geen plek in Bethlehem nie, geen herberg het gehad nie, hy moes in 'n stal gebore word. Die seun van die mens het nie 'n plek op aarde gehad nie. En wie hom wil volg, sal ook swaar kry en ontberinge moet verdra. Hulle sal soos Jesus vreemdelinge in die wêreld wees, sonder 'n vaste blyplek, maar op pad na 'n hemelse woning. Verandering bring onsekerheid en baie van ons wonder wat hierdie jaar vir ons voorlê, wat die toekoms vir ons inhou. Persoonlik, maar dalk ook vir u as gemeente hier in Kroonstad. En onthou, weet dit vanoggend, daar sal ontberinge wees, daar sal moeilike tye inhou, maar Jesus herinner ons dat daar net een manier is om dit gelowig aan te pak. En dit is in 'n vaste vertroue op God met die oë gerig op Jesus Christus. Hy bly immers die hoof van sy kerk en hy waak oor sy kerk. Hy sê ook in sy woord dat hy self sy kerk in stand hou. Niks is van mense afhanklik nie. Jesus begin 'n gesprek met die tweede persoon en hy sê, volg my. Maar hierdie man wil eers sy pa gaan begrawe. Dit beteken dat sy pa pas heen gegaan het en dat die begrafnisreëlings getref is en dat dit afgehandel moet word. Dat sy pa al op 'n hoë leeftyd was en sy seun hom nou eers wil versorg totdat hy sterf. So wil die man sy gehoorsaamheid aan die 5de gebod van eer jou vader en jou moeder bewys. Maar Jesus sê dat die koninkryk van God 'n nog hoër eis as dit stel. Die dooies moet maar hulle eie dooies begrawe. Hulle wat geestelik dood is en nie agter Jesus aangaan nie, kan nie daarvoor sorg nie. Maar hulle wat tot diens aan die koninkryk geroep is, moet eerder agter hom wat Jesus Christus is aanloop. Jesus verwys na die wet van Moses, waarin die hoëpriester en die Nasareer vrygestel was van die pligte teenoor die dodes, omdat hulle hoër diens moes vervul. Is ek en jy al by daardie hoër diens, my broer en suster? Is ek en jy al bereid om Jesus Christus te plaas eerste in ons lewens? Jesus Christus het nie 'n kind se verantwoordelikheid teenoor sy ouers op nie, maar wys wel dat hy hom deur hom te volg belangriker is. Jesus leer ons dat ons hom moet volg. Beteken dat ons prioriteite weer agter mekaar moet kry. Kerk moet die verskoning word vir al ons ander omstandighede. Waar in die lewe vandag is al die ander omstandighede die verskoning hoekom ek nie in die kerk kom nie. Jesus Christus sê, waar is jou prioriteite? Vir die pad vorentoe as gemeente is dit noodsaaklik, selfs lewensnoodsaaklik, want as ons Jesus se prioriteite navolg, sal ons diensbaar wees in sy koninkryk en sal ons groei in geloof en in gestalte. Maar as ons dit nie doen nie, as ons eie prioriteite gaan najaag, sal ons kwyn en gaan ons doodgaan. Daarom is dit belangrik dat ons gefokus moet bly op Jesus Christus. Ook deur hierdie afskeid heen, deur die groet wat aanstonds gaan plaasvind na die erediens, moet ons gefokus bly op Jesus Christus. As volgelinge van Jesus wil ons oë op hom gerig hou, selfs te midde van 'n swaar afskeid van 'n geliefde, dalk by die dood, dalk van soos ons wat wegtrek, iemand wat wegtrek en iewers anders heen gaan. En Jesus Christus kom vanoggend en hy roep u en my op en hy sê, moenie omkyk nie, maar kyk vorentoe. Hou julle oë gerig op my. Verhoudings is belangrik, ja. Dit is trouwens die wese van kerk wees. Maar selfs dit moenie in julle pad staan om my, sê God, met toewyding te volg. Om God te volg, het ons gehoor, bring ontberinge en swaar kry. Maar volhard in vertroue, want ek bewaar julle as my kerk, sê die Here. En stel God se prioriteite eerste, dan sal julle vrug op julle arbeid in my koninkryk geniet en sal julle as my navolgers en as my gemeente groei en toeneem.
Dit vee die trane van hartseer en afskeid af. Moenie daardeur verblind word, sodat jy my nie meer kan sien nie, sê God. Nee, hou julle oë op my gerig en volg my met toewyding. Wat sou ons vir mekaar sê in gewone taal vanoggend? Van volgende Sondag af kom ons nie meer kerk toe nie, want hier's nie 'n dominee nie. Maar Jesus Christus is nog hier. Hy het met u die afspraak gemaak. Of dit nou is, of Nardus 'n leespreek het, en of dit 'n uitsaai preek is. Jesus Christus is hier. Hy het die afspraak met u gemaak. Daarom is dit my gebed vir elkeen van u as geliefdes, dat u as AP Kerk Kroonstad deur God se genade en krag van sy gees getrou sal bly in die opkoms van die erediens. Want onthou, God is hier en hy wag vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige en genadige God en Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend weer uit u woord gevoed kon word en net weer 'n bietjie opnuut ingeskerp kan word dat ons hier is vir Jesus Christus. Nie vir die dominee en sy vrou of die ouderling of die diaken nie, maar dat ons hier is om die afspraak met God drie-enig na te kom. En daarom, Here, wil ek uit die diepte van my hart vanoggend bid dat U ook hierdie gemeente wat aanstonds herderloos gaan wees vir 'n wyle, die moed van hulle oortuiging sal gee om op te kom na die erediens. Daar gaan mense wees wat moeite doen om u boodskap uit te dra, en daarom bid ons dat u elke een sal bring om te kom luister, te kom voed uit die bron van lewe, u woord. Dankie Here vir wel wonderlike jare wat ons met hierdie gemeente kon deel, wat ons u genade in baie opsigte kon beleef, wat ons ook kon uitvind hoe u in elke mens se behoefte voorsien. Dankie vir soveel liefde, vir soveel omgee. Dankie vir goeie verhoudings. Dankie vir kerkwees van Jesus Christus. Daarom bid ons dat u hulle in besonder sal dra in hierdie tyd van onsekerheid. Here, ons het gehoor dat hulle die 10de wil beroep, en ons wil by voorbaat vra, as dit u wil is, stuur daardie nuwe herder en leraar om u kudde te kom versorg. Want Here, dit gaan in elk geval in alles wat ons doen oor u en u koninkryk. Dit bid ons in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen.